ons weet nie wat julle howe gesê het nie, maar ons beskou dit as haatspraak. So hy het niks verkeerd gesê in daai aspek nie. Maar hy is toe ingeroep Maar hy moes duidelik maak dat hy nog steeds respek het vir ons howe en ons regstelsel. Dis wat hulle sê. Nou wat ek hysteries vind is dat die mense wat wil hê hy moet dit duidelik maak, die EFF het uitgevaar hierop. Dis hoe durf hy die regsbank aanvat? Dis ons werk. Die situasie. Want as jy reg onthou, hulle meng nou regtig baie sterk in. Presies, dit is as jy reg onthou want Malema het soos 3-4 maande terug gegaan. Hierdie regter is rasis. Ek glo niks wat sy sê nie. Ons reg, niks van nie is waar nie. Nou skielik is dit hierdie is 'n heilige ding waarna hy gevat het. Dis ons heilige ding. Dis ons heilige ding. Net ons mag dit doen. Baie welkom by hierdie episode van Net nog enetjie. Ons gesels bietjie oor die Bowsel Wilkie sirkus wat aan die gang is en dit is dan natuurlik nou maar Suid-Afrika se verhouding met die FSA en 'n paar goed wat dan nou gebeur het rondom die ambassadeur. Ja, hy is nou op die hoofse kantoor gesit. Soks. Na sy Hermanus. Sterk bewoorde brief. Ja, sy Hermanus uitlatings gemaak het en dan moet ons ook so 'n bietjie net praat oor wat gaan aan met petrol, want ons almal is bietjie bewerig so of net wat op pad is. So nee, asseblief, ja, kuier saam en ook lekker kuier in die kommentare saam asseblief. Ja, asseblief gesels saam, net nog enetjies op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. Op YouTube is daar 'n thanks opsie. Baie dankie vir die van julle wat bydraes maak. Ons waardeer dit regtig baie. Dan ook soos gewoonlik baie dankie vir kultuurkafee.com. Hulle borg ons bierbekers. Ons het vandag as gaste vir Piet Uys, Louis Trigard en Paul Creer. Paul Creer. Hulle gesels vandag saam. Ek is Christel Cornelissen. Ek is Nico Strydom. Ek is Connie en En hierdie is net nog dit is net enetjie. nog enetjie. Op die sirkus. So laaste een. Dis bang, dit's tyd. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Jy kan dit nie, ek's 'n bietjie bang, maar jy gaan nie dit. Wag nou. Ek het dit. En nou? Great, you like it. Wat maak jy? Ek moet hier wees. Ek moet dit doen. Waarvan praat jy? Hulle sê solidariteit is op almal se lippe. Jy hoef nie 'n tattoo te kry nie. Kom, is maklik, ek wys jou. Hoorie, Janko. Moenie dit oordink nie. Sluit aan by Solidariteit. Vinnig, gerieflik en pynloos. So Suid-Afrika en die FSA se verhouding is eintlik nou weer opnuut op die spits gedryf en dit is Brent Bowsel, die ambassadeur wat dan by 'n konferensie 'n paar uitsprake gemaak het en net weer vir Suid-Afrika herinner het, maar daar is hierdie 5 voorwaardes wat Suid-Afrika moet aan voldoen as hy dan nou sy diplomatieke verhouding met die FSA wil normaliseer of selfs stabiliseer of wat ook al en dit is rondom die onteieningswet en dan swart ekonomiese bemagtiging en dit gaan sy buitelandse beleid en dan Kiel de Boer en minerale. Maar kyk wat hom uiteindelik in die moeilikheid gekry het was hy het by die konferensie op Hermanus gesê Kiel de Boer is haatspraak. Hy gee nie om wat ons howe sê nie, dit is haatspraak. Ja. En dis uiteindelik hoekom hy die demarche gekry het. Dis jy word ingeroep en Jy moet Dit komfortabel. is sy Ja. ondiplomatieke uitlatings. dit is juist nou in die hoofse kantoor. So dit het nie gegaan eintlik oor hierdie ander goed en dit het gegaan oor sy gebrek aan respek vir ons regstelsel. Dit is hysteries snaaks. Kyk, hulle sê hom altyd demarche oor iets. Dit was onverwendbaar op pad. Hy was en ek kan Lamola wag om my brilletjie so af te gaan met meneer Bowsel. Ek sien jy loop tussen die klasse rond. Dit's in daai. Hardloop op die stoep. So daar's 'n paar goeders. Die een is hulle het uit al die goed wat hy vra, hulle het gaan soek vir iets wat nou is hy sê hy gee nie om die howe sê is haatspraak. Hierdie is Amerika se posisie vir interessantheid. Dit is die FSA se posisie oor Kiel de Boer. Sê luister, ons weet nie wat julle howe gesê het nie, maar ons beskou dit as haatspraak. So hy het niks verkeerd gesê in daai aspek nie. Maar hy is toe ingeroep Maar hy moes duidelik maak dat hy nog steeds respek het vir ons howe en ons Dis wat hulle regstelsel. sê. Nou wat ek hysteries vind is dat die mense wat wil hê hy moet dit duidelik maak, die EFF het uitgevaar hierop. Dis hoe durf hy die regsbank aanvat? Dis ons werk. Die situasie. Want as jy reg onthou, Hulle meng nou regtig baie sterk in. presies, dit is as jy reg onthou want Malema het soos 3-4 maande terug gegaan. Hierdie regter is rasis. Ek glo niks wat sy sê nie. Ons reg niks van nie is waar nie. Nou skielik is dit hierdie is 'n heilige ding waarna hy gevat het. Dis ons heilige Dis ding. ons heilige ding. Net ons mag dit doen. Die ANC self het hofbevele geminag om mense te betaal. Zuma het letterlik verminagting van die hof skuldig bevind en hulle het hom nog verdedig. So nee, dit is nie Okay, maar dit is hulle. Hier is die punt. Dit sê vir jou
Hulle het gaan soek waarop kan ons reageer en hulle kon letterlik op geen van die substansie dat hulle gaan sê okay, alright, okay, dis 'n probleem ja. Maar hy het gesê geen om die howe sê nie. Yes. Got him. En nou gaan op dit af. Nou dis hartseer, ek verstaan hoekom. Ek dink die ANC sien basies dat hulle dink Amerika het hulle Iran de vol tans. So hulle gaan nie noodwendig kan te veel inmeng internasionaal nie. Maar of dat Suid-Afrika nog laag op die lys is en hulle soek eintlik 'n rede. Hulle wil so 'n bietjie Amerika verneder. En ek dink die ANC sien hierdie as maar nou het hulle is nou op die voorvoet. Is hulle op die voorvoet? so Ek weet jy bietjie. sê die Hulle- ANC hulle is sê so hulle is bietjie. voor. Hoekom? Want Amerika is besig om die straat van Hormuz te probeer oopkry, dood eenvoudig, en hulle gee net nie so baie om oor Suid-Afrika. Dis ook hoekom Bouzal vinnig teruggetrek het, wat ek gaan luister, kos maak hier nie 'n ding nie. Pretty much is, hy kom nog goed, maar hier is nie die ding waarop ek geskort wil word nie. Ek sal op iets anders gaan. Situasie. Hou vas my dop. Hou vas my Maar dop. Bouzal het wel gesê so Suid-Afrika is vir Amerika belangrik. Ek dink hy het gesê onder Maar jy het die meeste van die goed wat hy gesê hè, het, is so wonderlik eintlik geweest. Dit is baie positief, en dit is waarom ek dink die ANC dit moeite gaan doen het om hulle gaan soek toe is. Kyk, hulle sou letterlik iets, hulle sou enigiets gekry het. As dit nie dit was nie, dan sou hulle sy 1987 brief gevat het met kyk hier, kyk hoe hy gedink ons 'n terroriste organisasie en al wat ons gedoen het is vir ons kinders Maar die opgeblaas. brief het vinnig gaan versprei, ja. Presies dit. So nee, dit is hulle sal altyd iets kry. Sien hierdie as deel van die game. Ek dink die ANC is bietjie op die voorvoet meer as Amerika het so bietjie gegaan. Okay, hoe hanteer ons hier nou? Maar dan moet jy sien daar's 'n tweede deel wat kom. Dit is die Departement van Handel in Amerika het nou ondersoeke na oor die 60 lande begin. Nou, eintlik wat dit is dis net die grondpad tariewe toe. Hulle het eers die snelweg gevat en toe uitgevind nee, jy mag nie. En nou is dit die grondpad, maar dit kom neer op hulle kan nou 'n ondersoek doen na diskriminerende arbeidspraktyke, gedwonge arbeid en goed soos dit in Suid-Afrika en ek vermoed ons gaan nie moeilikheid wees met diskriminerende arbeidspraktyke. Net vir die rekord, dis nie net ons wat op die lys is nie, nee. Nee, hulle het 60 ek almal te weet tariewe ingestel het hulle. Ja. So hierdie is een van daai, ek weet nie dat jy al Cowboy Flicks gekyk het, dan baie keer dan sit die ou in die hof en dan soos hy sê dan kan jy met die venster uit kan slaan ons lank die galge op. Ja, net dit. Ja, dit is een van daai sake. Ons weet wat die bevinding van hierdie ondersoek gaan wees in al 60 lande. Is daar's 'n handelstekort en ons moet tariewe instel. Dis wat gaan gebeur. Maar dis baie van hulle bondgenote onder andere Israel. Ja, hulle het tariewe teen hulle almal gehad. Onthou, so net in konteks. Trump het sy Freedom Day tariefies wat hy gestaan het. Toe hy die wêreld baie ontarieflik gemaak vir almal. Toe van daar af het hy die hof daar gesê nee, jy mag nie die tariewe instel nie. Nou het Ja. hy noodtariewe vir 150 dae, maar dit Yes. verval na 150 dae. Nou moet hy 'n nuwe plan maak. En nou moet hy voor 150 dae 'n plan maak. Is hierdie daai plan? Hierdie is die plan wat sê, maar nou moet jy eers 'n ondersoek loods en dan moet jy bevind daar is wel onbillike arbeidspraktyke of iets en dan kan jy tariewe instel of alle handel opskort met 'n land as jy sou wou as die president. En nou moet hy met ander woorde hier begin, so ek vermoed dit gaan 'n vinnige ondersoek wees want ek dink dit Hy het staan eintlik klaar gedoen. is een van daai goed wat al klaar geskryf is, jy moet net teken. Is net Okay. teken nie. Daar's hy, daar parafeer. Goed. Gaat ons. So dit is hoekom dit op al die lande is op die EU ensovoorts. Suid-Afrika is daar en ek dink hulle is baie kwaad oor hierdie Bouzal opmerking. Hulle sien dit vir wat dit is wat sê dit is mos nou sinneloos om dit te vergelyk met Rasool wat totaal ongevraagd uit die bloute uit besluit het Trump is 'n white supremacist en gedink het hy word nie opgeneem nie. Dis hoekom hy het gesê. Versus Bouzal wat uitbrei op die 5 asks en sê hoekom die 5 asks is. En met alle respek, die ambassadeur wat sê ek dink julle hof het 'n fout gemaak is nou wraggies nie hierdie dit gebeur. Nee, Dis nie 'n ondermyning van die oppergesag nie. Nee, ek sê Gayton McKenzie het onder andere ook vergader met Bouzal en hy het gesê enige regdenkende mens sal vir jou sê Kiel de Boer moenie gesing word nie. Ja. So hy het eintlik vir Bouzal verdedig en dit is nie dat hy nie respek het vir die regbank nie. Dit is net soos ek stem nie saam met die regbank nie en ek dink in 'n demokrasie is dit jou reg om te sê ek stem nie saam Ja, met 'n beslissing. met hierdie beslissing nie. Soos as die EFF doen dit graag. Ja, en sê Die ANC doen dit graag. Ja. Is dit omdat hy 'n buitestander is dat dit sê okay nee wag. Ons doen dit graag maar nie jy nie. dis die punt. Dit kom neer op maar is ons regbank. Ons mag beslis. Dit is ons reg. Jy mag nie. Nee man, is Ja, want letterlik Gayton op, dit McKenzie het is, nogal sterk in die bresse getree omdat hy gesê het enige iets wat vra vir die doodmaak van enige iemand is
dit is onaanvaarbaar. Dit is die punt. So En die punt is dat hulle miskien nie om wat die hof daaroor sê, dit kan nie reg wees nie. maar dis So miskien is dit die letter in the spirit of the law. ja, dit kom neer op dis wat Amerika se siening ook is. Sê luister, ons gaan nie om wat julle howe sê regtig hieroor nie. Ons dink dis 'n uitspraak. Ons dink julle moet dit as so hanteer. Dit is hoe hy dit verwoord het. Die res van dit was 'n baie mooi toespraak dit was. wat verduidelik het is ons kan mooi saamwerk, maar ons geduld is bietjie op. En met rede, ek verstaan dit. En dan dit is wat wel interessant is die you gotta have faith wat hy daar gaan verduidelik. George Michael onderhandeling is presies dieselfde wat dit van laas jaar af was. Niks van die verander begin af. nie. Niks het verander nie. Onthou dit mos daar is sendings gewees, dan kom die ouens terug eers so 'n tyd en toe die Vryheidsfront saam met Saai en so voort en kom terug en sê luister Amerikaners sê hulle soek die volgende goed. En dan gaan Lamola. Het hy vir my dit gesê nie. Ons weet nie wat kom julle aan nie, is louter twak. Niks van nie is waar nie. Wat hulle soek is goed. Maar hy het nou weer gesê. Nou het die ambassadeur wat dit sê. En dit is Ja, maar hulle is nou eers vies vir hom. Hulle kan nie nou luister want hulle is nou eers vies. ja, dis skokkend belyn. Ek dink daar soos by die ANC 'n skuif en dit bekommer my, is hulle kort 'n struggle opponent en met die DA in die regering is dit bietjie moeilik. En dit beteken die retoriek ensovoorts begin baie struggle-agtig teen die FSA raak en dan gaan hulle Iran raak wat hulle sal Amerika beklei tot die laaste Iranees, maar hulle sal op geen vlak oorgee of iets in daai lyn nie. Hoe gaan dit ons baat? As dit Nee, 'n dit gaan strategie is, Connie, hoe baat dit Suid-Afrika en Suid-Afrikaners? Dit byt maar die land niks nie, maar dit gaan die ANC bietjie baat met 'n vyand en onthou dis vir hulle baie nuttig want wat kan jy regkry hiermee? As jy die DA geneutraliseer, jy kan die ouens in die regering neutraliseer, jy sê luister hulle vat die land aan, ons moet saam staan. Julle kan nie nou met my verskil En nie. Suid-Afrikaners doen dit nogal. Ons hou nie daarvan as mense En met ons karring. So hulle- nie van mekaar te hou nie, maar moet julle nie met ons Ja, karring nie. exactly. En die ander een is wat hulle nou gegaan, hulle het nou rasis gelos vir eers en hulle het hom nou afgestof en dis nou jy's onpatrioties. En hulle begin dit nou vir mense sê, dit werk om jou posisie stil te maak. Okay, want rasis het ook so 'n bietjie uitgeword, nee. Ja, die probleem is dit net almal was toe nou een. En Ja. dan sit bietjie tricky. Ja, dit meer die almal nie. Nou, Ja. nou sit hy nie, wel en kyk as elke liewe mens rasis is dan sit ook en ongeag Ek verstaan. wie verskil van die Okay, ouens. so Ja. ons kort 'n nuwe vyand. So hulle korte vyand en die FSA maak 'n lekker vyand, want hulle probeer nou inmeng in ons soewereiniteit en hulle sal sê ja, dis eintlik nogal geweldig skynheilig wat gaan. Nee. Amerika mag nie inmeng in ons soewereiniteit nie, net ons mag in Israel se inmeng. Dis belangrik. En saam Ek met so 'n dit manier met woorde. ja, en saam met dit al wat by ons soewereiniteit direk mag inmeng is China en ons is spoken for basies. Dis hoe dit klink. Want dan nou Ons sal self besluit. Ja. Tensy China sê ons sal nie self besluit nie, dan sal China besluit. Ons sal self besluit Okay. wat China graag wil hê. Want dis pretty much hoe dit werk. Want ons het die Taiwanese ambassade of konsulaat uitgeskop. Ons het die Dalai Lama. Ons het selfs hulle naam verander. ja, die Dalai Lama mag nie Suid-Afrika besoek nie. Geen visum. Tegnies moet hulle hom arresteer as hy daar by die lughawe Yep. kom, kleed uittrek, al daai goedjies search hom want ons hou nie van vryheidsvegters teen onderdrukkende regerings klaarblyklik nie. Ons Net gehoor het jy nou net gesê Dis het, die nee. punt, ek weet, dis hoekom is die Dalai Lama is die mense van Nepal wat beklei teen China. Dit behoort absoluut te echo met alles wat die ANC sê oor Palestina. Nee, want China. Oor al die goed, maar China het besluit nee, nie die ene nie. En dit sê nee, daar word graag by soewereiniteit ingemeng. Inteendeel ons verkoop ons soewereiniteit maklik. Dis net omdat dit nou Amerika is wat nou skielik hierdie ding ontdek het. So kom ons kyk, ek vermoed die FSA is baie kwaad. Die vraag sal wees hoe hulle terugslaan. Een is gaan tariewe kom weer na hierdie oefening. Ja. Ek dink hulle gaan ons wel uitsonder op arbeidspraktyke en bietjie 'n kalklig skyn op daai sektorale teikens en goeders en sê, alright, hier's julle doen 'n bean counting oefening met julle as Ja. ek Microsoft is, dan moet ek in die oggende daar sit met 'n Dulux kaart en gaan. Ja, nee, wil jy speel 'n bietjie Tangram aan, dan kan ek jou inlaat. Daai tipe goeders. Mense dink ons is nou al jare hier verby. Exactly. Maar alright. Terselfdertyd is Iran besig om die straat van Hormuz toe te maak. Ja, wat beteken ons petrol. Dit is baie skrikwekkend. Nee, hulle maak hulle ontwrig die straat van Hormuz. Maar dit het uitwerking op Iran self ook, want al hulle eie olie moet deur dieselfde straat gaan. So hulle is eintlik besig om hulle eie keel ook af te sny. Hulle is, maar hulle gee nie om nie. Dit is 'n Simpson oomblik. So daar's 'n paar goeders. En onthou wat met Simpson gebeur het. Ja, hulle gee nie om daai nie. Dis alright. Onthou, dis jy is 'n cause. Dit is solank as wat jy Amerika saam met jou vat. So daar's so 'n paar goed wat uit hierdie konflik uitkom. Die eerste is vir ons, ek dink ons moet
dit is nie lekker om te hoor nie, maar petrol gaan ten minste 3 na 4 rand, dalk kom ons ook minder, maar ten minste omtrent 3 rand 'n liter opgaan. Is dit op grond van die onderverhaling, want ek sien syfers van 4 rand en 7 rand kom nie? Ja, maar okay, dis nie alles nie volledig van dit is dit 'n deel van die olie en so voort. So dis bietjie 'n komplekse formule, maar Ja, kom dis- neer op dis nie die onderverhaling word nie noodwendig perfek net so weerspieël in die petrolprys Ek nie, verstaan. maar petrol gaan opgaan. Feit is dit gaan met 'n paar rand wees. Ja, dit gaan stewig opgaan. Nou wanneer petrol opgaan, dan beteken dit elke trok wat kos aanry, elke trekker op 'n land kos meer en uiteindelik Vervoer, miljoene mense word elke dag in hierdie land met exactly wat die vat taksies vervoer en hulle skuif dit op en reverse hulle dit ooit. nee, Baie stadig. maar soms die petrolprys gaan dan af. Hy gaan soms af. Ja, die petrolprys gaan afkom nie, maar al die ander goed wat hulle ook 'n bietjie met afkom. Nee, dit bly gewoonlik net daarbo. So hopelik wat die maatskappy doen is hulle is gewoonlik traag om die prys te lig. Hulle gaan nou wel ontlig gaan moet. Dis 'n Ja. hoë insetkoste, maar dit beteken ons vriend inflasie is op pad. En as inflasie op pad is, wat bietjie hoër gaan, dan beteken dit rentekoerse gaan of nie meer afgaan nie, wat eintlik dit moes nog 2 keer gesny word. Hy gaan teen dieselfde bly of selfs bietjie opgaan. So dit gordel vas en byt bietjie vas. Die voordeel is Nee, maar jy sê die hele tyd ons moet vasby tot wanneer met my tande pyn al. Ja, Nou ja. die krag gaan op nou al op en petrol gaan op. krag en is dis al inflasie en ek weet so wat 'n salarisverhoging gaan nie met die krag se prys op nie. Dit kan ek jou verseker. Nee, Niemand gee skielik vir my 'n heffing soos wat die lugredderys is. Brandstof is nou baie duur, so ons gaan nou tydelike heffing opsit want ons moet vergoed hiervoor. nee, ek weet Ek moet ook by die werk kom, Connie. ek weet ek het jy goeie nuus gehad, maar ek kan helaas nie die olieprys beheer nie. Ek het my barrel gekoop en Regtig? nee, daarom nie. Gaan jy jou eie olie maak want ons kan Ons ons kan het tegnies. ons het kapasiteit baie verloor. Nee, ons het 2 raffinaderye oor om dit so ons moet die verwerkte produk invoer. Dit is die probleem. Ons is baie oop en ons is baie afhanklik van die. So die knyptang van olie wat opgaan en die rand wat verswak, beteken ons is aan die verkeerde kant van hierdie vergelyking van hierdie som. Ja. Die voordeel is, en dis die goeie ding, ek kan nie sien dat hierdie 'n baie lang oorlog word in Iran nie. Net weens die feit, ek dink Trump het een van daai goedjies weer gedoen waar hy is per ongeluk vertroulike inligting uitlek. Want hy doen dit so elke dag. Vertroulike dokument getweet. Ja, want hy het mos aan die eerste ding te sê, hulle vra van wat dink jy, sê nee, so 4 weke. Wat beteken dis soos nommer 1 les is, moenie vir jou vyand sê hoe lank ons gaan beplan. Hou net vas. Ja, en daarna het hy dit nie weer gesê nie, maar ek dink Amerika beplan 4-5 weke. Die ander ding is vir Iran. Ons is nou in week 3. Ons is in week 3. Okay. Ek dink hulle beplan se 4-5 weke. Meeste van dit is van Iran se vermoë militêr is weg, maar om 'n dronende skip vas te vlieg kort jy soos 'n rebelse tiener basies is wat nodig is met 'n afstandbeheer. Die tweede een is vir Iran is die groot uitdaging. Jy kan dit doen, maar die wêreld gaan vir jou grom. Hulle kan so 'n rukkie vat, 'n maand na 2 maande, en dan gaan daar soveel druk vir ons lewenskoste in die res van die wêreld wees dat hulle regerings genoop gaan word om militêr toe te tree tot die straat van Hormuz. En dis wat ons vermoed ek gaan beleef is, dis die derde een is, as Iran gedink het hy gaan alleen gelaat word na hierdie. Ek kan nie dink dat jy enige politikus in die wêreld is, wêreldleier wat sit en bevind, my mense suffer weens 'n teologiese, wel 'n teokrasie Ja. in die Midde-Ooste wat in 'n hartklop ons lewenskoste 20% kan opstoot nie. Ek moet iets doen nie aan. So Iran het gegaan van ja, hulle is daarna nommer 1 geopolitiese probleem vir die meeste lande in die wêreld. En dit stel voor daar gaan 'n langer termyn oplossing kom, want olie is ongelukkig so belangrik dat dit die wêreld val om as olie nie vloei nie. Ek dink jy het dit van tevore genoem het jy gesê het mens kan nie so 'n strategiese roete dan in 'n land se hande laat wat roekeloos daarmee is nie. Dis is Presies dit. I have a seestraat and I'm not afraid to use it. En ons het nou gesien wat Exactly. nee. So jy kan dit nie by hulle los nie want hulle is roekeloos daarmee. Hulle is gevaarlik daarmee. Ek weet. So En dis dit uiteindelik want hulle moet tog 'n inkomste kry en olie is 'n groot deel van hulle inkomste en as hulle eie olie nie kan uitgaan nie, ja. is dit ook 'n probleem. So hopelik is meneer Trump reg met 4 weke. Ek dink Amerika gaan na 4 weke. Die hartseer deel is as ons wonder Israel sou altyd hulle aanval en Iran sou omtrent altyd hierdie gedoen het ongeag wie hulle aanval. Want as hulle 3 kaart is alright. Nou kry niemand olie nie. Ja. En dit is maar basies dan vat ek my bal. Maar dan speel niemand sokker nie.
En die uiteinde van daai is uiteindelik gaan mense of jou bal vat by jou of hulle gaan net 'n ander bal kry en jy gaan nooit meer saam speel. Dis kry die idee dis wat gebeur want ek sien hulle sê die olietankkepe hulle hang. Ja. Hulle wag om deur te gaan. So hulle het nie omgedraai nie, hulle het nie Nee, dit is hulle- nie- hulle is ook- hulle wag net. So dis 'n bietjie idle. Ons gaan sien wat gebeur wat my laat dink dat dit nie 'n onbepaalde oorlog gaan wees. Die ding is die laaste keer toe ons dit probeer het, is die Houthis het mos ook begin Ja, hulle skiet het. en toe gaan let op wat gebeur. Daar's 'n geweldige internasionale militêre poging wat seeroors op die kus gaan doodskiet het en die Houthis seker gemaak het jy gaan nie 'n olietanker raak skiet soos ons hier deurry nie. Deur verskeie so Trump het nou probeer en hy gesê luister kom help ons met die straat oophou. My vermoede is ek dink hulle wil dit nie nou doen nie want hulle wil nie in die oorlog betrokke raak nie, maar as Amerika onttrek wat ek dink nie te ver weg. Hulle het redelik bereik wat hulle wil in 'n geval 'n regime change bietjie afbestuur, maar redelik reg gekry wat hulle wil, dan gaan jy sien daar gaan geweldige druk wees wat sê ons moet dit doen. So vir ons is dit is nie lekker nie. Petrol gaan baie opgaan. Dit gaan nou duur maand wees. April. Okay, maar sê net maar ek sê nou vir jou my tande byt Ja, ek vasbyt. weet, ek weet. Sê vir my gaan dit beter word. Dit behoort dan daarom oor so 2-3 maande beter te word wanneer 2-3 daai maande. konflik onder dit lag. So onthou dit Maart het die konflik begin. Ons gaan eers April die petrol ding betaal. Teen die einde April gestel die konflik is uitgesorteer, dan gaan ons eers Mei, Junie minder betaal vir petrol weer. So hy lag so bietjie ongelukkig. So jy het nou 'n goeie maand, ry nou. Ry waar jy kan. Nee, ry nou. Ek gaan op my besem vlieg. Nee. Ek het nie een van daai hulle gee my informasie. Nee. Ek het nie weer 'n ander opsie nie. Niemand kan wag tot Junie nie. Ek Okay, sê verstaan. net vir my in kort gaan dit beter word. Dit gaan beter word. Dit gaan eers slegter word dan beter. Maar dit gaan beter word, ja. Die konflik is nie 'n langtermyn konflik nie. Die ironie is as ons studietjies wil hê, gestel Iran kry 'n ander regering en hulle word actually toegelaat om weer olie vrylik op die mark te verkoop. Dan gaan die olieprys val selfs onder wat hy was. Want dan het jy skielik weer 'n klomp. O nee, dis 'n sterretjie. So dit beteken ek sou wat ook al die uiteinde is, ek vermoed ons gaan meer olie in die wêreldstelsel hê aan die einde van hierdie konflik as aan die begin. Wat beteken petrolprys gaan weer laer wees as wat dit soos Maart of Februarie was. Na dit. Maar dis nie nou nie. So nee, ek voel dit ook, ek is ook nie super lus nie, maar dit is 'n paaslawe en mense dink Superlus nie. mense dink jy gaan ergens in ry en nou is jou planne verander na ons kyk nou maar na die see. Ja, jy gaan nie. Jy gaan by die huis braai. En jy gaan die ligte afsit. Ja. Want jy gaan nie ander keuse hê nie. Maar daar's sterre wat op pad is. Ons daar's dit gaan beter. Moenie kom dit gaan beter gaan. Net nie April nie. Ek vat sterre. Okay, ons vat sterretjies. So.